Goeiedag julle. Johannes 15. Dis 'n pragtige hoofstuk om op te fokus. Johannes 15 met sy kragtige beeldspraak van die wingerdstok en die lote spreek werklik van verbintenis, doel en geestelike groei. Ja, kan ek sê welkom by ons groep. Almal wat die woord van God saam lees. Ons is een in Christus en een in die woord van God. Ons is so opgewonde om die Bybel te lees, dat ons weer eens vandag deur genade by mekaar mag kom, om saam te verken wat dit werklik beteken, om verbind te wees met die ware wingerdstok, soos Jesus dit self aan ons in Johannes 15 gaan oordra. En hierdie hoofstuk gaan alles daaroor, om ons lewensdoel uit die woord uit Jesus self te put, en hoe die verbintenis ons bemagtig om veel vrug te dra in ons lewens en in die wêreld rondom ons. Ons gaan delf in temas wat blywend, liefde, vriendskap en vrede, en wat dit beteken om 'n lewe te lei wat werklik deur Jesus floreer. Ons is hier by mekaar om mekaar te leer en te wys en te vertel wat ons ervaar, mekaar ook aan te moedig en saam dieper in ons geloof te groei. Kom ons delf in en lees hoofstuk 15 vers 1, die ware wingerdstok, né? Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy God af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek, Jesus, vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Ja, hy gaan tot niet, né? Mens sien dit so baie in vandag se lewe, hoe Christene verdroog en tot niet gaan. Hulle raak koud. Hulle gaan lou verby, hulle raak koud. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ja, dan hoor ons julle moet mekaar lief hê. Vers 9, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Maar dan sê Jesus, wat ons nou gaan sien, die wêreld sal julle haat. Is dit nie so nie? Vers 18, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat.
As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by julle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en tog haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder 'n rede gehaat. Vers 26, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my, Jesus Christus. Tot sover vandag. En net gou 'n naskrifgedagtetjie los, nê. Wanneer ons Johannes 15 vanoggend verlaat, kyk ons eintlik na hoe die kragtige lesse en die beeldspraak uit hierdie hoofstuk ons kan lei in ons daaglikse lewens, as ons dit net wil raak sien en doen. Interaksies en begrip van ons geloof. Dit gaan daaroor om die beginsels wat ons nou net in Johannes 15 gelees het, te neem en dit ons optrede en perspektiewe te laat vorm, soos ons deur hierdie week gaan. Kom ons kyk net gou in kort hoe ons van Johannes 15 kan afwyk. Johannes 15 sê, bly in my en ek in julle. Wanneer ons weggaan, kan ons aktief maniere soek om deur die dag met Jesus verbind te bly. Het sy deur gebed of 'n besinning of deur bewus te wees van Jesus se teenwoordigheid. Dit gaan daaroor om te onthou dat ons krag en vrugbaarheid van hom afkom. Die hoofstuk praat baie oor die dra van veel vrug, soos ons gelees het in vers 5. Soos ons deur die week aangaan, kan ons soek na geleenthede om liefde, vriendelikheid, geduld en goedheid aan ander te toon, nê? En om ons gawes te gebruik op maniere wat God eer, sodat God verheerlik word deur ons lewe en ons optrede teenoor ander mense. Ja, Jesus beveel ons om mekaar lief te hê, net soos ek, Jesus, julle liefgehad het, vers 12. Ons vertrekpunt kan 'n kans wees om doelbewus genade, vergifnis en onselfsugtige liefde te bewys aan diegene wat ons teekom, net soos Christus vir ons gedoen het. Ten spyte van die uitdagings, lei dit tot 'n volheid van vreugde om in Jesus te bly, vers 11, nê. Ons kan met 'n bewuste poging weggaan om daardie vreugde saam met ons te dra, selfs wanneer dinge moeilik is, wetende dat ons fundament stewig is. So, dit gaan nie soseer daaroor om die hoofstuk fisies te verlaat nie. Nee, maar meer daaroor om die waarheid daarvan 'n lewende, asemhalende deel te laat word van wie ons is en wat ons doen. Leef en doen die week soos Jesus vir ons in Johannes 15 wys en leer. Dit is die wil van God. Ons dierbare Vader, ons dank U vir U woord vandag, vir die diepgaande waarhede wat ons vandag in Johannes 15 deur U woord en deur U Gees gevind het. Dankie dat U Uself aan ons openbaar, deur U wil vir ons lewens uit te spel. Ons sê baie dankie, Here, in die kosbare naam van Jesus, onze Verlosser en goeie herder.
Amen.